Psalm 5, ons gaan die hele Psalm saam lees, ons gaan ook nie by 'n spesifieke teksgedeelte stilstaan nie, ek kan so 'n paar van die teksgedeeltes in die prediking hanteer, maar dan, ons gaan eers saam lees in die woord van die Here uit, daarna sal ons saam bid. Kom ons luister dan almal saam, nie wat die Bybel sê, kom ons lees saam, maar wat die Here ook vanoggend vir elkeen vir ons sê, want dit is waaroor die erediens ook gaan, is die woorde van die Here. En lees vir ons dan Psalm 5, die gebed by die môreoffer, en dit is dan vanaf die eerste vers. Vir die musiekleier met fluite, 'n psalm van Dawid. O Here, luister na my woorde, let op my versigtiging. Gee ag op die stem van my hulpgeroep, my koning en my God, want tot U bid ek. In die môre, Here, sal U my stem hoor. In die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. Want U is nie 'n God wat behaag het en goddeloosheid nie. Die kwaadoeners sal by U vertoef nie. Die onsinniges sal vir U oë nie stand hou nie. U haat al die werkers van ongeregtigheid. U sal die leuensprekers laat omkom. Van die man van bloed en bedrog het die Here afskeid. Maar ek, deur die grootheid van U goedertierenheid, mag ek in U huis ingaan. My buig na U heilige tempel in U vrees. Here, lei my in U geregtigheid om my vyande ontwil. Maak U weg voor my weg. Want in hulle mond is niks betroubaars nie, hulle binneste bring onheil, hulle keel is 'n oop graf, hulle maak hul tong glad. Verklaar hulle skuldig o God, laat hulle val deur hul planne. Dryf hulle weg oor die menigte van hulle oortredinge, want hulle is wederstrewig teen U. Maar laat hulle almal bly wees wat by U skuil. Laat hulle vir ewig jubel en beskik U, Here. En laat in U juig die wat U naam liefhet. Want U seën die regverdige, o Here, U omring hom met welbehaag soos met 'n skild. Ons verder die skriflesing en die woord van die Here. Geliefdes, kom ons nader tot God in gebed, kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ook op hierdie oggend met opgewondenheid in ons harte, nader ons tot U in gebed, wat ons weet, Here, U hoor. Wanneer ons self kyk na iemand soos Dawid se lewe, dan raak ons opgewonde, want ons bely o Here vanoggend, U is 'n God wat was en is en sal wees. Daarom weet ons ook dat in hierdie tye waarin ons lewe, U met ons is, U by ons is, en in die moeilikste omstandighede U ons dra. Ons weet Here, die tye waarin ons lewe is baie uitdagend, die invloede is groot en sleg. Maar ons weet ook Here, dat ons meer as oorwinnaars deur Christus wat vir ons die krag gee. Die oorwinnende krag om as 'n koning te regeer oor die sonde en die bose in ons lewens. Dis dan ook wat ons vanoggend hier doen, ons regeer oor die sonde. Ons staan op vir U, Here, want ons weet, hier waar ons nou by mekaar kom, is die beste plek om te wees. As 'n geloofsgemeenskap by mekaar, as 'n kerk by mekaar, om ook een doel voor oë te hê, dit is om U te loof, U te prys, en ook ons afhanklikheid van U af te smeek. Dan vra ons ook so, Here, dat U deur hierdie gedeelte van vanoggend tot ons sal spreek, dat elkeen wat dit gehoor het, werklik U stem sal hoor, dat dit ook vir elkeen van ons groot en klein iets sal beteken. Ons bid, Here, dat U die Gees in ons elkeen se harte so aktief sal maak, dat ons 'n verstaan sal hê van dit wat gepreek word, en ook gelees was. Dat ons ook daardeur ons fondasie van geloof kan sterker maak, en ook daardie geloof 'n sekerheid sal hê wat ons van gelees het in Hebreërs 10. Om werklik heilig te wees, afgesonder vir U, want dit is tog 'n opdrag wat U vir ons gee. Wees heilig, want ek is heilig. Help ons, Here, om heilig te wees. Ons bid dat U ook ons sal help om ons harte te open, ook al ons skulde, ons ongeregtighede, ons sondes, dat U te openbaar met die wete. Elke druppel bloed wat daar in die houtkruis geval het op die grond is vir ons, en daarom weet ons dat daardie bloed bekleed ons met die kleed van die lam, reinig ons en heilig ons. Maar ons moet ook dan vergifnis vra vir dit, wat ons verkeerd doen, sê, dink en beplan. Mag hierdie geleentheid tot die eer wees, ons bid dat U ook so oor die eie eer sal waak hou, en dat U ook ons sal beskerm in hierdie diens.
Dankie vir die reën wat geval het. Ons weet, Here, ons bly so afhanklik van U. Ons bid, Here, vir diegene wat ook reën nodig het, diegene wat uitkoms nodig het. Maar ons vra, Here, dat U hulle gebede sal verhoor en meer as dit, dat U ook hulle sal lei om hier by die kerk te wees. Want dis wat ons moet vra. Dis wat U vir ons gee. Dis wat U vir ons duidelikheid gee. In Jesus naam bid ons dat deur die krag van uitwerking van die Heilige Gees. Amen. Goeie gemeente van ons Here Jesus Christus. Hoe voel jy as jy soggens wakker word na 'n ordentlike nagrus en dit voel vir jou of die hele wêreld swaar op jou skouers rus? Swaar op jou bors druk. Wanneer bekommernis, skuld, hartseer, pyn, seer, teleurstellings, twyfel of selfs vrees die eerste dinge is wat in jou gedagtes opkom. Dit gebeur ook selfs wanneer 'n mens hier 2, 3 uur die oggend wakker lê en vir die plafon kyk en hoop dat die sonstrale binnekort sal deurbreek, en dan weet ons ten minste die volgende dag het aangebreek. Daardie ongemaklike gevoel wat ons beleef as ons nie in beheer is van ons sake en ons lewens nie. Dit kan wees van 'n moeder wat bekommerd is oor haar kind se pyn en seer, dalk ook uiteindelik haar kind se verkeerde keuses wat hulle gemaak het. Jy is dalk een van daai boere wat opkyk na die blou hemellig soos op 'n dag van vandag en jy wonder by jouself, sal die Here werklik genoeg reën vir hierdie seisoen gee? Jy is dalk 'n kind wat by die skool geboelie word, gespot word. En elke keer wanneer jy voor 'n spieël staan, dan hoor jy hierdie fluisterstem in jou binneste: ek haat skool. Ek haat my lewe en ek haat myself. Dalk is jy die een wat in die oggende wakker word en jy is moeg vir alles. Dit is net te veel, dit is net te swaar, dit is net te onmoontlik. Dalk is jy ook die een wat in die oggende wakker word met 'n gebroke hart. Dalk vir 'n geliefde wat ons voorgegaan het. Iemand wat ons verlang, mis. Dalk as gevolg van 'n gebroke huwelik of verhoudings wat verbrokkel het. Psalm 5 is geskryf vir mense wat so voel. Vir mense wat dit beleef en dit ervaar. Dit is die oggendgebed van 'n gelowige wat, dankie tog, die nag oorleef het, maar nog nie die storm of die duisternis of die donkerte in die lewe nie. Nou Dawid ken ons geliefdes, hy het geweet wat dit beteken om in 'n swaar gemoed wakker te word. Dawid is iemand wat ons weet, wat konstant druk in sy lewe beleef het, die een dag na die ander dag. Dawid is die een wat ons weet, sy lewe konstant in gevaar was, maar een ding wat ons van Dawid kan getuig in sy lewe en lewenswandel is dat hy sy oë op die Here gerig gehou het. Hy het altyd maar altyd gefokus op die Here, op die hand van die Here, die bystand van die Here, die ondersteuning van die Here en eintlik ook die uitkoms van sy Here. Nou hierdie psalm se doel is om ons te leer hoe om te bid, hoe om te glo en hoe om te leef wanneer die dinge in ons lewens onseker, duister of selfs onlekker is. Nou Psalm 5 gedeelte wat ons saam gelees het, is heel waarskynlik geskryf in 'n tydperk waar Dawid weggehardloop het, gevlug het vir sy eie seun Absalom. Sy eie mense het teen hom gedraai, sy eie mense wou niks meer met hom te doen gehad, en sy eie mense het hulle rug op hom gedraai. Die koning wat eens die vorige dag die koning van Israel was, die gesalte van die Here was, moet nou kalkpoot deur die Kidronspruit loop soos wat hy vlug vir Absalom en die leermag. Hy was gister koning gewees en almal moes voor hom buig en
vir hom luister en vandag is hy niks en het hy niks en lyk dit of hy ook niks sal wees nie. Dis die posisie waarbinne Dawid homself bevind. En om dinge erger te maak terwyl hy niks het nie, is hy seun bloeddorstig op sy spoor, hy wil sy lewe neem. Wat is die spreekwoord wat sê, niemand skop terwyl hy lê nie. Ek dink dis wat Dawid in sy lewe beleef. Hy word geskop terwyl hy lê, en daarmee saam word hy nog bespot ook. Soos sy vyande vir hom vra, ou Dawid, ja, ou Dawid, waar is die Here nou? Ou Dawid, waar is jou God nou? Hoekom help hy jou nie nou nie? Hoekom gee hy nie vir jou uitkoms nou nie? Na die donker tyd van Dawid se lewe weet hy dat sy enigste toevlug en sy enigste hulp en sy enigste uitkoms in God se teenwoordigheid lê. En daarom begin hy hierdie psalm op 'n ongelooflike mooi manier as hy sê, o Here, luister na my woorde, let op my versigtiging. Hy maak sy oë oop. Nou in Psalm 3 gesê het, ek het gaan lê en aan die slaap mag raak, ek het wakker geword, want die Here ondersteun my, maak hy sy oë oop. En hy sê, Here, Here my God, die verbondsgod, luister na my woorde. Let op die versigtiging in my hart. Hierdie versigtiging wat hierna verwys word, in die oorspronklike taal beteken dit, dis die taal wat iemand praat wat nie meer woorde het. Ons almal ken daai gevoel. Jy openbaar jouself voor die Here en jy weet nie wat om te sê nie. Jy weet nie hoe om hom te benader nie. Maar wat Dawid ook baie mooi doen in hierdie gedeelte is, hy kom leer vir ons dat God nie net luister na die mooi gebede en die mooi woorde nie. Dawid kom verseker ons dat die Here luister na die versigtiging van sy kinders. Dawid se lewe en sy wêreld was vol onreg en leuns en gevaar gewees, en hy sê dit self dat die Here haat die dader van onreg. Maar daarmee saam weet Dawid dat hy self ook 'n sondaar is, net soos ons vanoggend skuldig voor die aangesig van die Here staan, vir dit wat ons in die week of vandag gedoen het, staan Dawid ook skuldig voor die aangesig van die Here. Hy self is nie sonder sonde nie. Wat hom onderskei van gelowig tot ongelowig of goddeloos, is dat hy nie op sy eie geregtigheid staat maak nie. Hy probeer homself nie reg te verklaar nie. Hy probeer nie sy eie heiligheid bewerk nie. Vers 8 leer ons dat Dawid berus hom met groot vreugde in sy hart op die genade van die lewende God, die Here wat nog altyd die volk, sy kinders bygestaan het. Met sy roemryke wonderdade laat hy die volk tot op hierdie dag nog verwonder oor sy grootheid en sy goedheid, uiteindelik ook onverdienst. En wat doen Dawid? Hier lê hy en ons sien dit. Stikkend, gebroke, alleen, met niks. En hy word geskop en opgetrap, die wêreldse laste versmoor hom. Wat doen Dawid toe alles in sy lewe verbrokkel en uit mekaar uitval? Hy draai nie weg van God af nie. Hy bevraagteken nie die wil van die Here vir sy lewe nie. Hy tree nie op in 'n worstelstryd of 'n argument met God nie. Nee, Dawid draai na God toe. Hy sê dit so mooi, in die môre, Here, sal U my stem hoor, in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. Hy wil nie wel op aarde. Duisternis oorval hom.
En hy sê, Here, môreoggend, en U sal ook hoor hoe ek tot U nader. En ek sal afwag vir U. Ek sal wag vir U. Dawid begin hier sy dag met 'n lys van klagtes, of 'n klagstaat, of 'n klaaglied nie. Soos ons sekerlik ook so gereeld in ons eie lewens doen nie. Hy reik nie uit na die Here en hy wonder nie. Hy vra nie die Here waarom nie. Nee. Al wat Dawid doen is hy nader tot God in 'n intieme gebed. Hy openbaar sy hart aan die Here. Nie met sy klaagliedere, sy mismoed en sy teleurstellings en dit wat seer is of verkeerd is. Wanneer ons kyk na hierdie woordjie afwag in die Hebreëus, beteken dit letterlik om uit te kyk of om op die uitkyk te wees. En die maklikste om dit te verduidelik ook vanuit die konteks en vanuit die woord, is dit soos 'n wag wat op die stadsmuur staan en waak hou, en dan baie opgewonde wag oor die son wat opkom, en dan weet hy die nuwe dag het aangebreek, en dan kan hy nog verder kyk, en dan voel hy net nog meer veiliger. En dis wat hierdie woord afwag beteken, nie skep 'n verwagting, Here, ek vra vir dit, en nou moet U gee nie, nee. Dis waar Dawid as ware homself plaas in die raadsplan en wil van God vir sy lewe. Neem my Here, laat dit wees, U gewy wees, meer en meer. Pottebakkers lied wat ook mooi daarby inskakel. Vorm my en maak my Here net soos U wil. Dawid wag met 'n verwagting in sy Here, want God stel nie teleur nie. Ja, hy antwoord dalk nie ons oproep onmiddellik nie. En Dawid wag geduldig op die Here, want hy weet die Here sal antwoord gee en ook uitkoms bied. Nou wat stel Dawid in staat om in hierdie tye, terwyl hy nog nie antwoord tot die dag van môre om sy probleme het te leef nie? Hoe kry hy dit reg om staande te bly? Hoe kry hy dit reg om op te staan? Dat is baie eenvoudig. Dawid leer dit vir ons sy hele lewe weer. Sy kennis oor die karakter van God. Dit hou hom staande. Dit dryf hom om te leef ten spyte van die seer, die donker en die duisternis. Sy kennis van God. Hy weet God is regverdig. En hy ken God se toorn. Maar hy weet ook God is barmhartig. Hy weet ook God is liefdevol. En hy weet God sal getrou bly van geslag tot geslag. Hierdie kennis van God. Hierdie kennis van God se karakter, hierdie kennis van God se roemryke wonderdade bring vir Dawid 'n rustigheid in sy gemoed, 'n vrede in sy gemoed, ja, selfs al ervaar hy net die swaar van die lewe. Bring 'n kalmte in sy gemoed, selfs al beleef hy net teëspoed en die sleg van hierdie lewe. En hy ken sy Here, dit is maklik om op iemand te vertrou wat jy ken. Dit is nie moontlik om op iemand te vertrou wat jy nie ken nie. So dis wat Dawid hier vir ons leer. Hy ken God, hy weet wie is God, en hy weet wat God in staat is om te doen. En dit bring vir hom 'n rustigheid. Verder beskryf Dawid in hierdie Psalm die goddelose mense as mense vol leuns, mense wat as ware huigelaars is, mense vol boosheid en sonder eerbied vir God. Maar die gelowige sê hy dit, 'n mens sal dink dat hy nou 'n hele lys eienskappe op deur te noem. Die gelowige lyk so, die gelowige doen dit, maar nie Dawid nie. Hy sê die gelowige vind sy beskutting in die Here. Puntklaar. Die gelowige, die ware kind van God, vind sy of haar beskutting in die Here self.
Laat almal wat by die Here skuil bly wees, sê hy. Hierdie omstandighede van Dawid, hy het seker baie keuses om te maak. Maar hy kies nie vir vrees of twyfel nie. Hy kies nie om te worstel of om al die antwoorde by God te kry nie. Nee. Wat Dawid doen is hy kies vertroue, want die wat op die Here wag, kry nuwe krag en sien lig in die duisternis ook nou, môre en elke dag wat nog voor lê. Dit is wat Dawid vir ons kom leer. Dawid kom leer ons God beskerm sy kinders. Dis wat hy doen. Hy doen dit al vir eeue lank. Nie omdat sy kinders sonder skuld is nie, sonder gebreke is nie, maar omdat hy goed is. Dis hoekom hy dit doen. Baie van ons vanoggend vir verskeie redes voel dalk soos Dawid. Sy lewe klink dalk soos Dawid se. Moeg, uitgeput, nie lus vir niks nie. Bang, onseker, seer, hartseer, trane wat nie wil ophou vloei oor die wange nie, vol pyn, vol onsekerheid en vol twyfel. En ons kan nog 'n hele klomp lys vanoggend. Dit sal ons die hele dag besig hou. Oral sien ons onreg en leuns, geweld, korrupsie en morele verval. Ons sien dit in ons land, ons beleef dit, ons ervaar dit, ons sien dit in ons dorpe. Maar die hartseer realiteit is, ons sien dit ook in ons huise. Ja, daar waar ons die deure van ons lewens kan toemaak, vir die wêreld se oë om na ons te kyk. Tydperk waarin ons lewe, is 'n tyd van ongeregtigheid en afvalligheid. Baie wat lei na nêrens nie. Dis wat ons beleef, dis wat ons sien. Baie keer is ons diegene wat deurloop onder die hand van onregverdigheid. En dit bring absolute moedeloosheid. Maar juis in so 'n tyd, juis hoe jy vandag voel, is juis vandag waar die Here jou vanoggend deur Psalm 5 kom roep om anders te wees en anders te reageer, om soos Dawid te bid en te glo en te wag en te vertrou. Die Here leer ons hier dat 'n gelowige se eerste reaksie op moeilikheid of paniek of slegte tye nie vrees moet wees nie, maar gebed. Nie 'n gebed wat gevul is met klaagliedere nie, maar 'n gebed wat gevul is met erkenning en eerbied en lofprysing vir die grootheid en die goedheid en die guns wat die Here ons al reeds deel van gemaak het. En dit gee vir ons die fondasie van absolute sekerheid dat dit ook vir jou môre en oormôre lê en wag. Wanneer jy soggens wakker word en jy die las van jou omstandighede begin voel, uitdagings wat jy net nie kan oorkom nie, die hartseer wat jy voel net nie getroos kan wees nie, of kan word nie. Reik uit na die Here toe, maar nie begin met jou probleme nie, maar begin met jou God. Maar nie begin met jou uitdagings nie, maar begin met jou God, wat getrou bly en aan jou getrou sal bly. God hoor jou sigte, selfs wanneer jy nie eers jou woorde kan vind om te beskryf hoe jy voel nie. In die meeste gevalle is dit tog so dat ons trane harder praat as ons woorde. Ons trane wat oor ons wange vloei soms meer sê as wat ons mond kan uiter. In die tweede plek kom hier die Psalm en dit kom leer ons dat geloof verwagting is. Dawid bid en wag. Hy hou vas aan God se beloftes, al verstaan hy nie die pad nie, al beleef hy die seer en die ongemak van die lewe. Geloof beteken nie
dat jy weet wanneer God antwoord nie, maar dat God sal antwoord. Nie dat wanneer hy vir jou uitkoms sal gee nie, en bring en bied nie, maar dat daar uitkoms vir jou wag, in die hande van die Here. Dis om te sê, Here, ek sien nie u werk, ek sien nie u werk nie, ek sien nie die resultate nie, maar ek glo in die werk. Ware geloof kyk verby die sigbare en hou vas aan die karakter van God. Derdens waarsku Dawid teen boosheid se invloed. Die wêreld se invloed. Hy sê, lei my Here in u geregtigheid, vers 9. Hy weet boosheid loer ook in sy eie hart. Hy weet die sonde broei en groei in sy hart en in sy lewe en in sy gedagtes. Dit is maklik om kwaad met kwaad te vergeld. Dit is maklik om soos die wêreld te klink, te lyk en te praat. Maar die Here roep sy kinders op tot 'n ander pad. En ons hoor dit al vele kere van die kansel. Hy roep ons op om anders te wees. Om nie in te pas of aan te pas nie, maar om te wees wat hy wil hê ons moet wees. Op die pad van geregtigheid, pad van sagmoedigheid, pad van gehoorsaamheid, pad van toegewydheid, loyaliteit ensovoorts. Wanneer jy deur finansiële druk, gesinsprobleme of geestelike twyfel gaan, vra God nie dat jy self jou lewe moet regmaak nie. Hy vra dat jy na sy leiding sal soek en na sy woord moet luister. Hy vra dat jy op sy tyd vir jou lewe moet vertrou en hy vra dat jy sy wil gehoorsaam. Hy vra dat jy hom die eerste plek in jou lewe gee, die eerste plek in jou gedagtes, die eerste plek in jou besluite, die eerste plek in jou beplanning, die eerste plek ook wanneer jy vrees en bang raak en onseker raak. En dit is nie jou krag wat jou dra nie. Ons kan nie staat maak op ons eie kragte nie. Kyk in jou lewe. Doen jouself guns vandag weer die heilige dag van die Here. En gaan kyk terug in jou lewe. En glo my, jy hoef nie eens ver te kyk nie. Bitter kort, bitter vinnig sal jy sien die hand van die Here in jou lewe. Hoe verder jy kyk in jou lewe, hoe duideliker word die hande van die Here in jou lewe. Dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg om te weet die Here is met ons. Psalm 5 leer dat geloof nie net beteken om in God te glo nie. Ek dink dis wat die meeste mense geloof verkeerd verstaan. Jy moet nie net in God glo nie. Dis goed om 'n belydenis te hê. Dis goed om jou sê te sê. Dis goed om jou geloof te verwoord. Maar die Here vra van jou dat jy in die geloof sal lewe. Die letsels dra van 'n ware gelowige elke dag van jou geleefde lewe. Om te bid wanneer jy bang is, te wag wanneer jy moeg is en reg te doen wanneer die wêreld verkeerd is. Dalk is daar iemand wat vanoggend die vraag vra, hoe kry mens dit reg om Christen? Hoe kry mens dit reg om so te lewe? Hoe kry mens dit reg om staande te bly in die moeilikste tye van ons lewe? Hoe kry ons dit reg om getroos te word of vertroosting te beleef wanneer iemand vir wie ons lief is, baie lief is, afsterf of weggaan, wil 'n rug op ons draai? Hoe kry ons dit reg? Ek het baie gedink om hierdie vraag te antwoord en elke keer kom dit net op een antwoord. Christus Jesus. Dit is hoe jy dit reg kry. As jy hom nie ken nie, sal jy val en jy sal seer kry. As jy hom ken, sal jy baie gelyk maak. Hy beloof dit, hy sê dit. Hy is die antwoord op jou probleme, die antwoord op jou uitdagings, die antwoord op jou moeilike omstandighede, hy is die lig in jou duisternis. Dawid het gebid met die verwagting dat God hom sal red en uithelp, maar hy het nie gesien hoe God hom red nie. Ons wel, ons sien die vervulling van Psalm 5 van Jesus Christus. Hy het ook soggens opgestaan en gebid. Hy het ook geleef in 'n wêreld van onreg en leuns. Hy het ook gehuil oor die boosheid, maar hy was sondeloos gewees. Want die kruis van Jesus, die volle gewig van jou en my onreg gedra en die gebed van Psalm 5 vervul. Nie deur die boosheid te ontvlug nie, maar deur dit te oorwin. Daar het God se liefde en geregtigheid mekaar ontmoet daar aan die kruis vir jou. En daarom sê Paulus, daar is dan nou geen
veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Nou mag jy en ek elke oggend bid met 'n verwagting. Die Here sal. Want hy het. Jy het 'n lys van die Here het in jou lewe. Dan skryf dit dalk 'n bietjie neer. Dat jy dit met jou eie oë kan sien wat die Here al reeds vir jou gedoen het. Hoe jy al reeds oor die hoogste berg in jou lewe gedra het. Sal daardie verwagting glo kom daar ook verligting. Jesus het reeds oorwin. Hy het vir ons gesterf, hy het vir ons opgestaan, hy het geloof vir ons gegee wat ons nodig het. Dis waarom ons soos Dawid kan leef. Nie deur eie krag nie, maar deur die krag van Christus Jesus en die Heilige Gees wat in ons woon. Wanneer jy sê, luister na my versigtiging, Here, verstaan hy. Hy het self in Getsemane gesig. As jy vir hom vra, Here, openbaar die geregtigheid aan my, hy verstaan dit, want hy is God se geregtigheid vir jou. Ons hoef nie te vrees of bang te wees nie. Nie bekommerd wees vir die dag van môre nie. Maak nie saak jou probleme nie, ek wil vir jou vandag sê dat jou probleme is nie groter as God nie. Sal nooit wees nie. Nooit. En dis waar ons uitkoms vandaan kom, ons juist met God, die heerser in die hemel en op die aarde is. Alle mag is aan hom gegee. Nou wil ek vir ons afsluit. In die afgelope tyd lees ek so 'n boek wat gaan oor die konsentrasiekampe, mag ons vergeet. Dit is 'n eerstehandse oorvertelling van dit wat die oorlewendes beleef het in die konsentrasiekampe en gedurende die verspreide aardebeleid en die Anglo-Boeroorlog. Dus as mens hierdie verhale lees van 'n mamma wat in een van die konsentrasiekampe sit en kyk, en 3 van haar klein seuns sterf daar voor haar. Mag nie hulle raak nie. Dan breek dit 'n mens se hart, maar dan in dieselfde tyd voel 'n mens ook baie skuldig. Want die verhaal stop nie by die afsterwe van die 3 kinders nie. Die verhaal gaan aan waar hierdie mamma sê, dit het my nie gebreek nie. Dis hartseer. Maar ek weet dat God ook 'n plan met dit het en 'n doel met dit. Ek verstaan dit dalk nie nou nie, maar my volle vertroue is in die almagtige Here van hemel en aarde. Want hy is my lig vanaand in die duisternis en daarom het ek lig môre. Die verhaal van 'n klein seentjie wat door die Britse offisiere die opdrag gekry het om die huise af te brand. Gee hulle die familie geleentheid om al die huisraad wat vir hulle belangrik is in die huis uit te dra en op 'n wa te laai. 1 uur, is al wat hulle het om al hulle belangrike besittings in die huis uit te neem. En dan steek hulle die wa in die brand. En dan steek hulle die huis aan die brand. En dan staan hierdie klein seentjie en kyk na hierdie huis wat afbrand, alles. En hy sing, prys die Here met blye galme. O my siel, daar's 'n ryke stof. Sal solank ek leef my gesalme vrolik toewy aan sy lof. Geliefdes, dit gaan sleg met ons. Dis die waarheid. Ons almal beleef dit. Hoe kan Dawid? Hoe kan 'n vrou in die konsentrasiekamp en 'n klein seentjie vir 'n huis wat afbrand in geloof sterk staan, terwyl ons in die moderne tyd so maklik val? Daar's net een rede vir dit. Ons ken nie meer die karakter van God nie. Ons weet nie meer waartoe hy in staat is nie, en daarom twyfel ons en daarom is ons bang. Vanoggend wil ek afsluit hier om te sê, as jy vrees het oor die dag van môre, of jy sukkel met die omstandighede uit die kom, die lig raak is, gaan lees die Bybel. Gaan lees die roemryke wonderdade van God, en jy sal nie anders kan as om jou vertroue op hom te plaas nie. Hy sal vir jou 'n uitkoms gee en jy sal nooit oor jou kragte versoek word nie. En mag die Here elkeen van ons ook daarin sterk. Amen. Kom ons dank. Dierbare Here, Hemelse Vader, ons het so 'n groot wolk van geloofgetuies rondom ons, van diegene wat deur baie moeilike omstandighede as ons gegaan het en sterk gestaan het in hulle geloof,
Stefanus met klippe doodgegooi, Jesus aan die kruis. In ons eie volkse geskiedenis sien ons hoe godvreesende vroue, selfs met die afsterwe van kinders, die afsterwe van geliefdes, hoe godvreesende mans teruggekyk het na hulle vrouens in die konsentrasiekampe en nog steeds die lig aan die einde gesien het, want U was hulle lig gewees. Mag U elkeen van ons se lig wees. Mag ons U ken. Nie net in U glo nie, maar so lewe soos diegene wat gered is. Help ons om sterk te staan in hierdie moeilike tye, Here. Help ons om ons kruise op te neem. En help ons om te verander. Ons tyd is min. En ons weet as U vir ons is, wie kan teen ons wees? En Jesus naam bid ons in hierdie werking van die Gees. Amen.